Goed, ons is nou by Handelinge 22 en ek val sommer met die deur in die huis. Ons begin daar by vers 1. Paulus sê, broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle, en ons weet dat Paulus is hier voor die raad, die raad van die Joodse raad wat alles beheer in Jerusalem. Hulle het hom nou voorstok hier as gevolg van die feit dat hulle is ontevrede met die manier hoe hy met die wet handel en so, hulle begin met broeders en vaders, nou die Engelse vertaling sê, men, brethren, fathers. En ek dink, die feit dat hy daar met 'n klomp ouens praat wat teenoor wie hy hom verdedig, is dit, Paulus, en dit moet ons hart wees, is, wanneer ons met mense deel wat nie soos ons dink oor die evangelie nie, dan moet ons ook aanvaar dat daar moontlik is, dat daar wel persone tussenin is wat dalk bereid is om die knie te buig voor Christus en om hom in waarheid aan te neem. En daarom dink ek gebruik hy die woorde men, brethren, fathers. En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreëse taal toespreek, was hulle nog stiller. En hy sê, nou, wat is die punt, so hy verskyn vir hulle ken hom, en so ek kan nie regtig verstaan, die feit dat die wat hom nou voorstok bring, is mense wat vir Paulus geken het, want Paulus het opgetree vir die Joodse wet. En skielik het hy hierdie ou geword wat hulle maak asof hulle hom nie eers ken nie, want hulle moes toch geweet het, hy is 'n Hebreër. In elk geval, hy spreek in die Hebreëse taal. Nou, al wat ek daarop kan sê is godsdiens hoor sy eie taal. Dis dit. Met ander woorde, hy wil nie hoor van die geestelike taal wat ons praat nie. En hy's gewoond aan die feit dat die mense wat na hom luister, is gewoond aan die gedagte dat Paulus was eers een van hulle gewees. Hy sê in vers 3, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel. Nou, ons kry in Handelinge 5 vers 34, kry ons hierdie einste Gamaliel, en Gamaliel moes baie hoog opgewees het in die Joodse wet, want hy was daar beskryf as 'n dokter in die wet. So, Paulus was so ywerig gewees vir die Joodse wet, dat hy by een van die groot kokkedore se voete gesit het, by name Gamaliel, en hy sê, en hy het opgetree streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, en hy was 'n yveraar vir God, soos julle almal vandag is. Nou, die ding is, en ek dink baie keer, voordat mense regtig na die Here toe kom, dan is daar tog 'n ywer vir die Here. En partykeer is 'n ywer vir die Here, dit wat daartoe lei, dat jy uiteindelik by hom uitkom. Maar kom ons kyk net gou Romeine 10, net vinnig, Romeine 10 vers 1 tot 4, wat gaan oor misplaaste ywer, broeders. Die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Jy sien, 'n ywer sonder kennis is dood. Jy kan nie 'n ywer vir God hê en nie kennis van hom hê nie. Goed, en dan sê hy, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is, wie is Christus? Hy is die einde van die wet. Hy is die einde van die wet. Tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Hy is die einde van die wet en die begin van geregtigheid. Dis waarop dit neerkom. Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Goed, so ons sien dan, Paulus sê, ek was een van julle gewees.
een wat dieselfde ywer gehad het, maar ek het my eie geregtigheid opgerig, soos julle. Vers 4, hierdie weg het ek vervolg tot die dood. Met ander woorde, Paulus sê, ek het soos julle geregtigheid vervolg, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee, soos ook die hoëpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Jy sien, Paulus verlaat hom op die feit dat hierdie ouens met wie hy praat, juist die ouens is met wie hy saamgewerk het. En dan kan ons in ons eie stap met die Here met alle eerlikheid sê, dat ons was net soos Paulus ook eers in vyandskap teen Christus gewees. Ons was vyande van hom gewees, voordat ons vriende van hom kon word. Want jy sien, eie geregtigheid staan teenoor Christus wat geregtigheid is. En daarom vervolg jy Christenskap. Op watter manier jy ook al, jy het nie noodwendig dit met dieselfde ywer as Paulus gedoen nie. Maar jy sien, afhangende van waar jy vandaan kom. Want godsdienstigheid opponeer geregtigheid op elke manier. Maar as ek nou sê godsdienstigheid, ons praat van godsdienstige werke. Goed. Dan sê hy, van hulle, met ander woorde hierdie hoëpriester en die raad van ouderlinge, het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan, om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon. Jy sien, dit is die ding met 'n ywer, 'n misplaaste ywer, is dan vervolg dit. En ek wil dit kategories sê, in hierdie opname is, dat Christene, vandagse Christen, want die groot verdrukking word beskou as een of ander geloof wat Christenskap vervolg. Met ander woorde, is nie Christene wat Christene vervolg nie, dit is die moslems, en selfs die wêreldregeerders, hulle is die ouens wat ons wil vervolg. Maar weet jy wat, dis nie dit nie. Dit wat in teestand kom teen ware geloof, is godsdienstige werke. Op watter manier ook al dit uitgeoefen word. Goed. Vers 6, maar terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het ek daar op die middag skielike groot lig het my omstraal uit die hemel. 'n Groot lig het my omstraal. Goed, so wanneer God beweeg, voordat ek en jy tot bekering kom, en dit is hoe bekering werk, daar gebeur iets waaroor ek en jy geen beheer het nie, by ons proses van bekering. En enige iemand wat regtig 'n ommekeer gehad het in sy lewe op een of ander stadium. Ek praat nie van 'n oorgang, soos Engelsman sê, 'n transition van ek het nou vir die een oomblik is ek, en dan stelselmatig gaan ek oor en nou word ek 'n ware Christen nie. Daar moet 'n plek wees in 'n mens se lewe, en ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, daar moet 'n plek wees in 'n ou se lewe wat jy absoluut daadwerklik tot bekering gekom het. Goed, ons praat nou meer daaroor. Had 'n groot lig uit die hemel my omstraal, en ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus, die Nasarener wat jy vervolg. Nou jy sien, dit was nodig gewees vir Paulus om te weet wie met hom praat. Want jy sien, en hierin moet ek en jy verstaan, dat Jesus die Nasarener was God. Hy was nie net 'n man wat uit Nasaret uitgekom het, wat in Nasaret gebore was, sy pa was 'n skrynwerker, en hy was nou maar net hierdie profeet wat uit Nasaret uitgekom het nie. Hy sê, ek is die Jesus van Nasaret. Wat met ander woorde, wat hy daarmee sê is ek is die God wat jy vervolg,
wat in die vorm van 'n mens na die mens toe gekom het. Vers 9. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor het nie. Nou jy sien, dit is, en dis waar ons die skeidslyn moet trek tussen ware gelowiges en sogenaamde gelowiges. Christene en ware gelowiges. Wat is die skeidslyn? Die een sien die lig en die ander een hoor die stem ook. Die ware gelowige het die lig gesien, maar het die stem ook gehoor. Dis hoekom Jesus, wanneer Jesus sy bediening begin, dan sê hy, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Want jy sien, die ding is, Christenskap gaan nie oor net sien nie. Dit gaan nie net oor sien nie. Dit gaan oor hoor ook. En Paulus is die een ou wat daar lê op die grond, die ander ouens sien die lig, hulle is verwilderd, daar kom 'n vrees oor hulle, maar die enigste ene wat die stem van die Here hoor is Paulus. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damaskus en daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen. Jy sien, ek lees net mooi. Alles wat aan jou opgedra is, dis klaar opgedra. Die opdrag is klaar. Jy sien, Paulus het nie, hierdie is onwillekeurig, moet Paulus gaan. En ek wonder partykeer of ons verstaan die roeping wat op 'n mens se lewe is. En ek vra daai vraag heel eers vir myself. Besef ek die roeping wat op my lewe is, en is ek so doelgerig dat ek onwillekeurig net sê, goed Here, hier is ek, boei my, vat my. Ek dink nie ons is daar nie, ek dink ons het nog soveel om te leer. Maar hy sê, daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen. Dis asof hy sê, die opdrag is klaar gegee, jy het nie 'n keuse nie, jy gaan nou. Toe ek dan weens die glans van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damaskus gekom. Paulus is absoluut, daai woord glans van daardie lig beteken the glory of the light of God. Daar's 'n glorieryke lig wat oor jou en my skyn en wat ons lewe wil rig. Vers 12. En 'n sekere Ananias, 'n vrome man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word siende. Nou, ek wil net iets sê, dat ons moet verstaan dat hierdie proses, wat ons in Handelinge 9 kry, Handelinge 9 vers 10, dan besef ek, want as 'n mens vinnig hieroor lees, dan dink jy, hy dadelik daar aangekom en Ananias het dadelik na hom gekom en nee. Vers 9, Handelinge 9 vers 9 sê, en 3 dae lank het hy wat Paulus is niks gesien nie en niks geëet of gedrink nie. Vir 3 dae lank sit Paulus in hierdie blinde toestand, waar tydens hy nie eet of drink nie, 3 dae. Nou ek en jy kan nou, ja, dit of dat, maar weet jy wat? Die Here werk met 3 dae. Want jy sien Christus het op die 3de dag opgestaan, en ek en jy, die gang van ons lewe is 'n proses, en ek glo dat elke gelowige wat regtig ernstig met die Here omgaan, besef net dat dit vat tyd vir ons om te kom by die dinge wat ons nodig het om te hoor van die evangelie, voordat dit in ons harte gevestig. So Paulus sit daar, hy het vir 3 dae, is hy net daar, en dan kom Ananias eers by hom aan.
En dan sê hy van broeder word siende. Met ander woorde, nou sê hy vir hom, nou het jy nodig om te sien. Vers 14. En hy het gesê, die God van ons vaders, en dis nou Ananias, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken. Daar is die belangrike sin, om sy wil te ken. Want jy sien, as jy nie God se wil ken, dan kan jy maar los. Dan wil ek amper vir jou sê, moenie jou tyd mors nie. Want meeste Christene is net Christene, maar hulle ken nie God se wil nie. Ja, maar dis jy's 'n woordhou. Dis die manier hoe hulle dit van hulle self af wegskuif. Mense wat nie wil sien nie, sê, man, ek is nie 'n ou vir Bybel nie. Jy's die Bybel. Die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Nou kan jy mos nou maklik sê, Paulus het daar gaan staan iewers op 'n klip en God het begin praat met hom. En hard uit die hemel uit het hy sy stem hoor praat. Dis nie waar nie. Dis nie hoe dit gebeur het nie. Jy sien, om God se wil te ken is om God se woord te ken, sodat jy sy stem kan erken wanneer hy met jou praat. Want ons word gereeld gekonfronteer in ons stap saam met die Here, waar ons met mense te doen kry, wat teen die waarheid van die woord praat, maar as ek nie God se stem ken nie, dan het ek nie 'n antwoord om hierdie ou reg te stel in terme van wat die waarheid eintlik is nie. En dan sê hy, want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. Nou wat beteken dit? Jy sien, die grootste probleem met vandag se Christen is hy dink dit gaan oor hom. Hy dink dit gaan oor sy ou getuienisie. Kyk wat het die Here vir my gedoen. Kyk, ek was eers dit en nou is ek dat. Ek was eers sleg, nou is ek goed. Ek was eers arm en nou is ek ryk. Of ek was eers wat ook al. Ek was eers 'n slegte man vir my vrou en nou is ek 'n goeie man vir my vrou. Of jy sien dit Jesus se opdrag was aan sy disippels. Julle sal my getuies wees. Nie julle sal van julle self getuig nie. Hierso sê hy vir Paulus, want jy sal vir hom by al die mense getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. So waarvan getuig ons? Van dit wat ons sien en hoor, nie van wie ons is nie, of wat ons bereik het, of wat ons geword het nie. Want jy sien, gesien en gehoor beteken geroep en uitverkies. Jy's geroep en uitverkies. Want jy kan net hoor as jy uitverkies is. Anders gaan jy nie hoor nie. Want die oomblik as jy nie uitverkies is nie, dan praat jy net oor jouself. En ek dink die meeste Christen, veral die Christenleiers van ons tyd, hulle praat net oor hulle self. En hoe die Here hulle gebruik, en hoeveel mense het hulle al na die Here toe gebring, en waar het hulle al oral gepreek, en waar die Here hulle oral heen gevat, en dit gaan net oor ek. Vers 16, en nou waarom versuim jy? Nou hier is 'n belangrike gedeelte, vers 16, en daar's 4 goed in. Waarom versuim jy? Staan op, loop, laat jou doop, en jou sondes afwas, terwyl jy in die naam van die Here aanroep. Want jy sien, heel eerste is, moenie tyd mors nie. Waarom versuim jy? Moenie versuim nie. Ja, ek dink ons, jy weet, môre is nog 'n dag. En dit is ons ingesteldheid. Môre is nog 'n dag. Nee, môre is nie nog 'n dag nie. Jy weet nie hoeveel dae jy oor het nie. Staan op. Waarom versuim jy? Staan op. Met ander woorde, kom onmiddellik in beweging. Derde ding, laat jou doop. Met ander woorde, daar's 'n doopproses, maar die doop is vir my dubbelledig. Die eerste doop is die doop van bekering. Johannes se doop wat sê, lê jouself nou neer. Maak nou klaar met jouself. Want dis voordat jy nie jouself afgesterf het nie, voordat jy nie jouself dood verklaar het nie, en ek dink dis die belangrikheid van die doop. Dis is 'n eie verklaring van, ek het nou
Ek Paulus het tot hiertoe het ek in eie geregtigheid gefunksioneer en ek lê dit nou neer. Dis wat dit beteken om gedoop te word. En dan sê hy, en jou sondes afwas. Nou, dis wat die valskerk daarmee maak, sê, sien jy, as jy gedoop is jou sondes afgewas. Hierdie hele ding wat nou gebeur het in ons land met die wegraping, vals wegraping wat verkondig was die ingesteldheid gewees. Hoorie, ek het hierdie woord by die Here gekry. As jy nog nie gedoop is nie, laat jou doop, dan as Jesus ons kom wegraap, dan is jy ten minste in. Dis nie wat dit beteken om gedoop en jou sondes te laat afwas nie. Hoe word my sondes afgewas? Ons sien dit in die laaste deel van vers 16. Jou sondes word afgewas terwyl jy die naam van die Here aanroep. Want jy sien, jy moet jou eers laat doop, sterf van eie geregtigheid en dan begin jy die pad van geregtigheid te stap en dit was jou. Dit reinig jou van jou sonde wat jy gehad het. Wat was jou sonde? Ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Die leuen waarin jy aan vasgehou het van eie geregtigheid. Ek gaan kerk toe, ek sê my gebedjie op, ek lees my dagstukkie, ek neem deel aan uitreike, ek neem deel aan gebeds aktiwiteite, ek en allerhande ou godsdienstige dingetjies waarmee ek besig is en daardeur dink ek bereik ek my eie geregtigheid. Daarmee stel ek myself geregtig. Jy na ouens toe kom en jy wil met hulle deel, die eerste ding waarmee hy na jou toe gaan kom is ek het my kerk. Ek het my godsdienstplek. Goed, vers 17. En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom en hom gesien. Nou jy sien, Paulus was spesiaal en ek wil, ons moet dit verstaan, daar is baie mense wat nou, jy hoor dit, ag dit is op die internet, is dit amper, wil ek sê, algemene verskynsel. Ek het God gesien, ek het God verbaal gehoor, en jy sien, dis wat mense doen om ander mense te beïndruk, is ek het God gesien, die Here het met 'n harde stem met my gepraat, en is dit moontlik dat God vandag nog met mense in 'n verbale stem praat? Dan is die antwoord, ek weet nie, en ek kan nie sê nie, maar ek dink meeste van hulle is net leenaars. Want op die einde van die dag, dink ek nie, ons het 'n verbale stem van God nodig om hom te dien nie, ons moet hom ken. En jy kan hom nie ken vanuit 'n sinnetjie wat hy vir jou sê, Pietie, ek wil hê jy moet Timbuktu toe gaan, ek wil jou daar gebruik nie. Regtig? Want die Here kan jou alleenlik gebruik as jy hom ken. Goed, kom ons laat dit daar. Hy het hom gesien en hy het vir my gesê, maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. Want jy sien, die oomblik wanneer ons vir Christus begin getuig, dan wil mense niks met ons te doen hê nie. Jy stap saam met mense 'n Christenpad vir jare, totdat jy kennis van Christus begin opdoen, en dan begin jy met hulle daaroor te praat, dan vermy hulle jou asof jy 'n pestsiekte het. Moet tog nou net nie met hierdie goed met my besig wees nie, ek voel veilig in my godsdienstige gemaksonetjie, moenie krap waar dit nie juk nie. Want jy sien, dit is wat, en dis hoekom die Here vir Paulus sê, die getuienis aangaande my sal hulle nie aan, hulle sal nie na jou luister nie. Wie? Die godsdienstiges. En dan sê hy vir hom, gaan, en dan Paulus sê verweer, Paulus sê, Here, hulle weet self dat ek besig was om die wat in u glo in die gevangenis te werp en in die sinagoges te slaan. En Paulus se ywer, sien jy wat doen Paulus se ywer? Hy vervolg Christendom. Ek het selfs bygestaan as getuie toe Stefanus vermoor was en ek het dit goedgekeur en ek het selfs die ouens se klere opgepas wat hom doodgemaak het. Maar jy sien, Paulus was toe nog 'n jongeling. En so, hy was nog nie eers so gevorder dat hy self die klip kon optel nie. In elk geval. Vers 21. En hy het vir my gesê, gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene.
Alright, so Paulus bring maar net nog steeds sy getuienis van dit wat die Here vir hom gesê het, en dan sien ons vers 22, tot by hierdie woord. Wat is die woord? Heidene, want godsdiens, godsdiens dis dieselfde beginsel as Christus se gelykenis oor die fariseer en die tollenaar wat kom bid het. Ek is so bly, ek is nie soos hierdie ou hier langs my nie. Die oomblik toe Paulus die woord heidene gebruik, want godsdiens sit homself op 'n place of elevation. Ek is ons is die ouens. Ons assosieer nie met heidene nie. Heidene is honde. Vers 22. Tot by hierdie woord het hulle na Paulus geluister. Toe verhef hulle stem en sê, weg van die aarde met so 'n mens. Geen mens wat homself vereenselwig met 'n verlore heiden mag in ons midde wees nie. Want hy behoort nie te lewe nie. Maak hom dood. Want jy sien, die getuie van Christus begin by wegbeweeg van dit wat jy geglo het. As jy nog nie daai pad gestap het nie, dan is dit miskien tyd dat jy daai pad stap. Want jy sien, ons as Christene, we just want to belong. Ons wil net deel wees van 'n ou uitverkose groepie. En weet jy wat doen ons met ons uitverkose groepies? Ons sê vir hulle wat hulle wil hoor, sodat hulle ons nie verwerp nie. En ek het maar te gou in my lewe agtergekom, dat die oomblik as jy begin sê wat hulle nie wil hoor nie, dan wil hulle jou doodmaak. En ek sê nie, dit gaan nie altyd oor fisies doodmaak nie. Ek dink in die moderne tyd, het hulle ander maniere hoe hulle ons doodmaak. Hulle maak ons stem stil. Hulle jou uit as 'n vals profeet. Hulle vertel vir ander, julle moet van daai ou af wegbly. Want jy sien, al wat die vyand probeer doen is om die stem van die een wat Christus verteenwoordig stil te maak. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy na hierdie opname luister, as jy in dieselfde taal praat as die valses, sal hulle jou nooit verwerp nie. So weet jy wat, wil jy vir die mens aanneemlik wees en vir God afstootlik, dis jou keuse. Maar die oomblik as jy begin met waarheid werk en jy begin Christus te getuig na mense toe, dan maak hulle die deure toe op jou. Sê, gooi hierdie ou uit en maak hom dood. Dis wat hulle met Paulus doen. Hy behoort nie te lewe nie. En terwyl hulle so skreeu, het hulle klere afgegooi en stof in die lug gewerp. Die owerstes oor 1000 bevel gegee dat hy in die kamp gebring moes word en gesê dat hulle hom met geselslae moet ondersoek, sodat hy kon weet om watter rede hulle so teen hom uitroep. So die aanklag teen Paulus kom van godsdiens af, en hulle gaan na die wêreldling toe om te sê, hierdie ou het oortree en hy moet doodgemaak word. En dan besluit hierdie owerste oor 1000, ek gaan hom eerder bietjie met 'n rottang laat slaan en kyk of hy gaan squeal en of hy gaan jammer sê. En jy sien, vers 25, en onderwyl hulle hom met rieme uittrek, sê Paulus vir die hoofman oor 100 wat daar staan, is dit u geoorloof om 'n Romeinse burger en dit onveroordeeld te gesel? So hy vra die vraag. Want jy sien, hy word oorgelewer en nou moet hierdie Romeinse hoofman oor 100 moet nou 'n besluit neem om hom te slaan en hom te gesel. Maar jy sien, jy slaan nie aan 'n Romein sonder dat jy die wetsproses gevolg het nie. Sien jy tussen die lyne, fyn tussen die lyne, hoe godsdiens werk? Godsdiens steur hom nie aan 'n wet nie. Hy maak sy eie wette. En as sy wet hom nie toelaat om 'n ding te doen nie, dan verdraai hy die. Jy kan maar kyk. Vandag, dit is net onverklaarbaar. Hoe mense die woord van God verdraai om hulle self te regverdig. Dink maar net aan homoseksualiteit en die toelating van homoseksualiteit in die vals kerk.
Ons skuif die grense net soos wat dit ons pas. Dit was aanvanklik, en jy sien, dit word alles onder die sambreel van liefde, word dit aanvaarbaar gemaak. God is liefde, julle. En omdat God liefde is, moet ons met daai liefde, moet ons werk met mense. En jy sien, God se liefde is nie, ek wil nou nie eers daai deur nou oopmaak rondom wat behels God se liefde nie, want ek dink die grootste probleem in die kerk vandag is dat mense weet nie wie God is nie, want God is liefde. Met ander woorde, wat sê ons daarmee? Een van sy name is God is liefde. God se naam is God is liefde. Verstaan jy? Of sê jy, nee, God het lief. Nee, God is 'n liefdevolle Vader. God se liefde, my God is 'n liewe God. Nee, dis nie wat dit beteken nie. God is liefde, beteken dis sy naam. En as jy wil weet wat God is liefde beteken, dan moet jy, die enigste manier hoe jy sal weet God is liefde is deur God te ken. Hoe weet ek dit? 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is gebore, uit God gebore en ken God. En ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Want jy sien, voordat jy God nie ken nie, moenie God probeer verteenwoordig in die liefde wat jy dink wie hy is nie. Dis ons probleem. Ons besluit hoe lyk God se liefde. Ons vind nie uit by hom wat is sy liefde nie. Ons besluit wat is liefde. Goed. Toe die hoofman oor 100 dit hoor, gaan hy na die owerste oor 1000 en vertel en sê, pas op wat u gaan doen, want hierdie man is 'n Romein. En die owerste oor 1000 het gekom en hom gevra, sê vir my of jy 'n Romein is, en hy antwoord, ja. Toe sê die owerste oor 1000, ek het hier die burgerreg vir 'n groot som verkry. Interessant. En die Here het dit ook so gewerk. Hierdie Romeinse hoofman oor 1000 was nie gebore Romein nie. Hy het betaal om 'n Romein te word. Wat is die verskuilde boodskap hierin? Ek wil vandag vir jou sê, jy sal maar net nooit Christelike burgerskap in die hemel verwerf deur daarvoor te betaal nie. Jy sal dit nie kry nie. Jy moet dit kry soos wat Paulus dit gekry het. Wat sê Paulus? Maar ek het dit deur geboorte. Ek het dit deur geboorte. Want jy sien, hierdie klomp Joodse gelowiges wat vir Paulus wil laat doodmaak. Jy sien, hulle dink hulle het burgerskap by God. En daarom reken hulle kan vir Paulus doodmaak op grond van hulle burgerskap. Dieselfde wat hierdie Romein doen, hy sê, ek het 'n burgerskap, ek het dit met geld verkry, en daarom het ek die reg verkry. En nou sê Paulus, jy kan my nie doodmaak nie. Jy kan my nie laat gesel nie, want ek is 'n burger, soos jy. En dan sê hy, ja, maar ek het myne met geld verkry, en sê Paulus, ek het dit deur geboortereg. Weet jy waaroor gaan dit vir jou en my? Ek en jy het geboortereg. Ek het burgerskap op grond van geboortereg. Ek het nie nodig om myself te verdedig op grond van wat ek gedoen het vir Christus, en daarom kan jy niks aan my doen nie. Ek het geboortereg ontvang deur geboorte. Ek het nie geld betaal vir my Christenskap nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis 'n diep boodskap vir die ou wat dink, hy doen vir God allerhande goeders, hy gaan kerk toe en hy betaal sy tiende en hy gee vir mense en hy's hierdie vriendelike Christen wat oral rondloop en mense seën en bless hier en bless daar en so wil jy jou burgerskap koop.
Jammer, maar weet jy wat gaan jy doen? Jy gaan die ander Christen wat sy burgerskap ontvang het, gaan jy slaan omdat hy dit nie doen soos wat jy dit doen nie. Paulus sê vir hom, vers 28 se tweede deel, ek het dit deur geboorte. En ek wil hê jy moet mooi daaroor dink wanneer jy na hierdie boodskap luister en vir jouself vra, het jy hemelse burgerskap ontvang weens geboorte, of het jy dit ontvang deur wat jy vir God gedoen het? En deur die feit dat jy het jou reg gekoop deur wat jy vir God beteken het. Want jy sien, daar is nie so 'n burgerskap nie. Dis 'n valse burgerskap, want jy sal die ware gelowige sal jy vat en jy sal hom geeselslaag gee, omdat jy nie 'n ware burger is nie. Goed, vers 29. Daarop het die wat hom sou ondersoek hom dadelik laat staan, en die owerste oor 1000 het ook gevrees, omdat hy nou wis dat hy 'n Romein was, en hy hom geboei het. En die volgende dag, waar hy met sekerheid weet waarvan hy deur die Jode beskuldig was, en hy het hom van sy boeye losgemaak, en bevel gegee dat die owerpriesters en hulle hele raad moes vergader, en hy het Paulus afgebring en voor hulle laat staan. Jy sien, dit is maar wat gebeur, presies wat met Jesus gebeur het. Ons stuur hom van bakboord tot stuurboord. Niemand van ons vat verantwoordelikheid vir wat hier gebeur nie. Ons het nie 'n klag nie. Daar's geen vaste klag teen hierdie man nie, maar ons moet hom op een of ander manier moet ons van hom ontslaa raak. Is presies wat Herodes en Pilatus met Jesus gedoen het. Nee, vat jy hom, nee, vat jy hom, nee. En dan die een wat hom uiteindelik veroordeel sê, ek was my hande in onskuld. Vat hom en doen met hom wat jy wil. En dis presies wat hulle hier met Paulus doen. Stuur hom van bakboord na stuurboord. Die owerstes lewer hom uit aan die ouderlinge en die priesterlike orde, handig hom oor aan die Romeinse wetsgeleerdes, en dan wanneer hulle hom ondersoek en gee hulle hom terug. Want jy sien, daar's nie 'n klag nie. Daar's nie 'n klag nie. En ek wil nou vandag vir jou sê, dis die ding wat gebeur wanneer ons vir Christus staan. Dan is daar nie 'n klag nie. En dan gaan jy uitgelewer word. En uiteindelik is die enigste ding wat hulle daarmee wil bereik, en die Satan sit agter alles, is om jou stem stil te maak. Maar jy gaan agterkom, Paulus gaan nie stil raak nie. Hy gaan net al hoe meer en al hoe meer gaan hy doen waarvoor die Here hom geroep het en waarvoor hom uitgestuur het. Ons kan nie toelaat dat watter instansie ons ook al voor die raad wil bring, dat dit gaan maak dat hulle ons monde snoer nie. Ons hou aan, ons doen wat ons doen, ons sê wat ons sê, want ons ken wie ons ken. In Jesus naam. Amen.